Julle, dis great om weer saam met julle te kan kuier vandag. Laasweek het ons begin om bietjie terug te kyk op die jaar wat was, op hoe God in ons groep gewerk het, wat 'n verandering het hy gebring in julle groep, hoe het julle gegroei in geloof, liefde en in eenheid. Ons het eerlik gevra, waar is ons regtig as ons 'n community audit doen, waar is ons regtig as kleingroep? En ek glo baie van julle het getuig van hoe God aan die werk was in stil maniere, in moeilike tye, in klein oorwinnings en ook in die groot goed. En vandag skuif ons nou 'n bietjie die fokus vorentoe. As laasweek se sessie die terugkyk was na die jaar wat was, is hierdie sessie die vorentoe kyk na die jaar wat kom. En ons vra vandag, waartoe roep die Here ons nou? Wat is die volgende stap vir my persoonlik, maar ook vir ons as kleingroep? God se werk in ons lewe hou nooit op nie. Laasweek se teks uit Filippense het ons daaraan geherinner. Hy hou aan met die goeie werk wat hy in ons begin het. En daardie werk wat hy in ons begin het, is nooit net vir onsself bedoel nie. Hy vorm ons altyd met 'n doel vorentoe. So dalk voel jy vandag moeg na die lang jaar. Ek weet ek doen, en is verstaanbaar. Maar onthou, wanneer God 'n revolusie begin, of wanneer hy ons roep tot 'n sekere ding, stop hy nie halfpad nie. Elke geestelike beweging wat God begin, moet vorentoe beweeg, moet momentum bou, moet dieper gaan, moet nader gaan, maar moet ook wyer uitkring en aansteeklik wees vir mense wat dit nog nie ervaar nie. So ek wil vandag vir ons Kolossense 3 vers 12 tot 17 lees, en dan gesels ons 'n bietjie hieroor. Ons lees vanaf vers 12. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewe die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Hier skets Paulus vir ons 'n prentjie van hoe 'n gemeenskap van Christus behoort te lyk. Hy sê nie net glo mooi dinge nie, hy sê trek dit aan. Met ander woorde, leef dit uit. Dis die beeld van iemand wat doelbewus kies om sekere dinge te doen, sekere goed aan te trek, om dit deel te maak van hulle identiteit en hulle houding teenoor die wêreld. Hulle hele wêreldbeskouing word verander. Nou ek weet ons het al in die verlede oor hierdie teksgedeelte gesels, maar kom ons doen dit weer en dink sommer waarna roep die Here julle as kleingroep ook aan die hand van hierdie teks vir 'n volgende stap in volgende jaar. So die vraag is met ander woorde dan, wat beteken dit om vorentoe te kyk? Die revolusie van God se koninkryk is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, dis 'n leefstyl. Om die revolusie uit te leef beteken dat ons elke dag in gewone oomblikke kies om anders te leef as die wêreld. Dit beteken ons leef met ander waardes, met ander prioriteite en met 'n ander gesindheid. Dit beteken ook ons is intentioneel vandag met ons besluite oor môre, oor die toekoms. En Paulus gee hier in Kolossense 3 vir ons 5 kledingstukke wat ons moet aantrek. So kom ons gaan 'n bietjie saam deur hulle en terwyl ons deur hulle gaan, reflekteer in jou kop oor waar jy is. Die heel eerste ene is meelewing en goedhartigheid of goedgesindheid. Dis om mense deur genadige oë te sien. Dis om nie mense te oordeel of te vergelyk nie, maar om te vra, wat gaan in hierdie persoon se hart aan? 'n Gemeenskap wat meelewing toon word 'n veilige plek waar mense hulle self kan wees, waar pyn raak gesien word en waar mense nie deur mekaar se swakhede gedefinieer word nie. Dink sommer 'n bietjie persoonlik by jouself, hoe kan julle groep in die nuwe jaar meer deernis wys teenoor mekaar binne in die groep, maar ook teenoor ons breër, groter gemeenskap? Die tweede kledingstuk waarvan Paulus praat, is eintlik 3 goed wat saam gegroepeer is: nederigheid, sagmoedigheid en verdraagsaamheid. Om nederig te wees beteken nie om swak te wees nie, dit beteken om veilig genoeg in Christus te wees om nie altyd reg hoef te wees nie. Sagmoedigheid is krag en dalk selfs mag wat ek onder beheer het. Dis om ander se belange bo jou eie te stel, om stadig te praat en vinnig te luister,
'n nederige groep is een waar mense mekaar nie probeer oortref of verander vir jou eie persoonlike voordeel nie, maar waar almal saam onder Christus se heerskappy leef vir hom en vir mekaar. Verdraagsaamheid beteken om ruimte te maak vir ander se swakhede, sonder om liefde te verloor. Om nie vinnig aanstoot te neem nie, met ander woorde nie touchy of liggeraak te wees nie, maar stadig wees om te oordeel. Om te bly verbind, met ander woorde om te bly om aan te hou om connected te wees aan mekaar, selfs wanneer jy verskil of teleurgesteld voel. Om meer te kies vir verhouding as vir reg wees. Met ander woorde, dis nie 'n passiewe gedrag nie, maar 'n aktiewe liefde wat sê, ek kies om jou steeds te dra, te ondersteun, vir jou te bid, want God doen dit vir my. Hy dra my, so ek moet jou dra. Hoe sou julle kleingroep lyk as julle mekaar met sagmoedigheid hanteer, selfs in meningsverskille of spanning in jaar wat voorlê? Die derde kledingstuk waarvan Paulus praat, is geduld en vergifnis. Gemeenskap is, soos wat ons dit al beleef het, altyd de mekaar en messy. Hoekom? Mense verskil, mense stel mekaar te leer, mense vergeet ander se verjaarsdae en voel in die gesig vat, mense maak foute, en is juist daar waar geestelike volwassenheid sigbaar word in geduld met mekaar. God werk nie teen ons tempo nie, hy werk teenoor ons karakter. En vergifnis is die sleutel wat die deur na vrede vir ons oopsluit. Om te vergewe beteken nie om die seer te ignoreer nie, maar om die greep daarvan oor jou hart te breek. Dis 'n daad van geloof, om te sê, Here, U is regverdig en dit is vir my genoeg. So daar waar jy is, reflekteer sommer in jou eie hart en gedagtes, is daar iemand wat jy nog moet vergewe in jou community, in jou gesin, in jou familie, in jou kleingroep, of iets wat jy moet laat gaan, voordat jy hierdie jaar afsluit, sodat jy met 'n nuwe vars gemoed die nuwe jaar kan ingaan. Die vierde kledingstuk wat Paulus sê ons moet aantrek is liefde, die band van volmaaktheid. Ons het baie gepraat oor liefde hierdie jaar, maar Paulus sê liefde is die gom wat al hierdie dinge bymekaar maak. Sonder liefde val selfs die goeie dinge en goeie intensies uitmekaar. Dan beteken dit wat ons tot nou toe beskryf het, niks. Liefde is nie net 'n emosie nie, dis 'n besluit om iemand se hoogste beswil te soek, selfs wanneer dit iets van my vra, selfs wanneer dit my iets kos. Een van die mooiste definisies van liefde wat ek onlangs gehoor het, was dat liefde die langtermyn welstand van die ander persoon is. En dis ook waar in julle groep. Julle soek die langtermyn welstand van mekaar en ander. En wanneer liefde die kern van julle groep is, word julle 'n getuienis van Christus, want hy soek die langtermyn welstand van my en jou. Dis die soort liefde wat nie net binne die groep bly nie, maar wat oorvloei na die families, na vriende, na bure, na mense wat anders dink en anders glo. En die laaste enetjie, die 5de kledingstuk wat Paulus sê, ons moet aantrek, ook in die nuwe jaar wat voorlê, is vrede en dankbaarheid. Paulus sluit eintlik hierdie teksgedeelte af en hy sê, laat die vrede van Christus in julle harte heers en wees dankbaar. 'n gemeenskap vol vreugde en dankbaarheid getuig van Christus. 'n dankbare hart lyk anders, kyk anders na mense, sien die goeie, verwag God se teenwoordigheid, is op die uitkyk vir God se teenwoordigheid en leef met hoop. Dit herinner my aan Matteus 5 vers 14 tot 16 wat sê, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is daarvoor verheerlik. So, dit is nou 'n mondvol. Die vraag bly, waarheen roep God julle? Want elke groep en individu het 'n volgende stap in geloof. Vir sommige mag dit wees om dieper in gebed te groei, vir ander om meer betrokke te raak by die mense se nood buite julle en naby 'n groep. Vir sommige om genesing en versoening binne in verhoudings te soek. So vra julleself vandag eerlik, waar roep God ons om nader te beweeg? Waar moet ons groei in geloof, liefde en gehoorsaamheid? En watter gewoontes of ritmes moet ons voorsit of aanpas in die nuwe jaar? Hoe kan ons lig helder dit laat skyn? Om vorentoe te kyk, beteken nie om alles te verander wat ons gedoen het in hierdie jaar nie. Dis om intentioneel te leef elke dag om te vra, Here, hoe kan ons voortbou op dit wat U reeds gedoen het? So voor ek kom by die refleksie en ek weer die vragies veel op die bord sit, hier is sommer net 'n paar baie maklike, praktiese stappe vir 'n nuwe seisoen. Die eerste een is, hou vas aan ritmes wat lewe gebring het. As julle groep gevind het, daar sekere gebedsritmes of sekere maniere van doen wat julle byeenkoms, julle kleingroep byeenkoms gefokus hou
hou aan om dit te doen. As dit eerlike gesprekke is wat julle nader aan mekaar bring, hou aan om dit te doen. Bewaar daar die ruimte van eerlikheid. Die tweede ene, kweek 'n kultuur van uitnodiging. Wees volgende jaar baie spesiaal op die uitkyk. Wie kan julle volgende jaar nooi om deel te word van julle groep, van julle kring? Dalk is dit 'n buurman. Want gemeenskap groei wanneer dit oop bly vir nuwe mense. 'n Derde praktiese ene, leef die boodskap buite die groep. Waar kan julle saam diensbaar wees in die kerk, by 'n skool, in julle gemeenskap waar julle leef verander? Ons het baie hieroor ook gepraat, want 'n klein groep wat dien, ervaar God se hart op nuwe maniere. Die vierde ene, bou ritmes van rus in. Ons het baie gereeld daaroor gepraat om stadiger te leef. Revolusie beteken nie net om besig te wees nie, dit beteken om te leef met 'n doel. Beteken ek moet 'n sabbatsritme hê, beteken ek moet ruimte skep vir stilte, vir aanbidding, vir saamkuier en refleksie in die nuwe jaar. Bou dit ook in julle groep in. En die laaste een is doeteenvoudig, hou aan om te leer en om te groei. So hier is 'n paar vrae wat ek reeds genoem het, waaroor julle nou lekker saam kan dink en gesels. Vat genoeg tyd en gesels oor al hierdie vrae. Die eerste ene, watter gemeenskapsgewoontes het hierdie jaar sterk geword in julle groep en watter behoort beslis voort te leef in julle groep? 'n Tweede ene, waar roep God julle om na buite te leef, om sy lig te wees in julle werk, julle buurt en julle kerk? Waar moet julle mekaar accountable hou hiervoor? 'n Derde ene, watter kledingstuk uit Kolossense 3 vers 12 tot 14, meelewing, nederigheid, liefde ensovoorts, moet julle doelbewus aantrek in die nuwe jaar? Met ander woorde, wat se ene vra die Here van julle om baie spesiaal ook aandag aan te gee? 'n Vierde ene, hoe sal dit lyk as julle groep 'n beweging van liefde en vrede word in julle wêreld? Gesels 'n bietjie hieroor en dan sluit ons saam af. Die revolusie van God begin altyd in harte, maar dit bly nie net daar nie. Wanneer Christus se vrede in ons harte heers, word ons 'n lig verander. Wanneer liefde ons dra, wat dit reeds doen, word ons 'n beweging van genesing en hoop in die wêreld daar buite. Wanneer ons dankbaar leef, word ons getuienisse van sy goedheid. God het hierdie jaar begin om iets te doen in julle groep, dit is ek oortuig van. Maar nou vra hy van julle, gaan julle toelaat dat ek dit verder doen in en deur julle? En dis die roep van die koninkryk, om dieper te gaan, om nader aan mekaar te leef en om verder uit te reik in 'n stikkende wêreld. So sluit gerus nou saam af met gebed. Bid sommer net oor die roepstem van die Here op julle lewe vir die jaar wat voorlê en vra vir hom om vir julle duidelik te maak wat moet julle volgende jaar ook as 'n groep intentioneel baie tyd en aandag aan gee. 'n Mooi week vir julle en wees geseënd. Totsiens.